Goeienaand collega's. Ek wil graag met u die brief gesprek hê dat dit is nie 'n gewone lewe nie. Ek het Saterdag 'n unieke afgetrede skoolhoofnaweek gehad met die troue van 'n oud skoolleerder, dogter, en 'n ander oud leerder, ook 'n dogter, se begrafnisgedenkdiens die daaropvolgende Sondag. Enige ervare skoolhoof weet dat dit nie 'n gewone lewe is nie. Jy is die beste leier in beide die goeie tye en die krisistye in die lewens van honderde gesinne wat deel is van jou skoolgemeenskap. Selfs as 'n nuwe skoolhoof, besef jy baie gou dat jy 'n ouerfiguur word vir kinders wat sonder hulle ouers leef. As 'n manlike skoolhoof en aanvanklik die enigste man in die groot meisieskoolpersoneel, is jy 'n vadersfiguur vir baie, soos wat ek dit beleef het. Jou rol as skoolleier vereis dat jy leierskap, verantwoordelikheid en integriteit toon. Dit is duidelik dat jy nie 'n ouer is nie. So daar is definitief professionele grense wat jy nie durf verbreek nie. Maar as jy soos ek, dekades lank die skoolhoof van dieselfde skool was, kan jy daardie skakel behou met vorige studente, leerders, wat nou in hulle 50's is. Daardie volgehoue kontak is vir my verbonde tye. Is 'n bron van opregte belangstelling, vervulling en inspirasie in my lewe. Ek sien dit dalk as onnodig, miskien vreemd, maar dit is ek. En ek probeer daardie deel van skoolhoofskap, ver van die normale belewenis van hoofskap, deel met u as prinsipale skoolhoofde, wat sulke ervarings aan blootgestel is en nog steeds word. Dit is nie gewoon om 'n gesinstragedie te hanteer nie. Maar skoolhoofde word dikwels gevra om die leiding in sulke situasies te neem, te troos en te lei, om ondersteuning te fasiliteer, om by begrafnisse te praat en om kinders die daardeur geraak word te ondersteun vir die jare wat hulle as leerders dan in die skool sou wees en selfs daarna. Skoolhoofde bring 'n kalmte en gesag na moeilike situasies wat 'n verwoestende impak op jong lewens het. My ervaring as mentor by en van Prinsipale Akademiese Trust, of die Engelse woordjie PAT, is vir die afgelope 6 of 7 jaar sien ek skoolhoofde wat hulle self as voogde in hulle skoolgemeenskap sien en die rol vertolk as gerespekteerde en effektiewe gemeenskapsleiers, hoe hulle dan deur daardie gemeenskap so geëien word. Ek onthou hoeveel van hulle tydens die COVID-inperkingstyd die wekroep van die WKOD dapper opgevolg het om dan voedingsprojekte by skole te lei. Maar laat ek u vertel van my Saterdag. Gabby, 'n jong geoktroeëerde rekenmeester, een van my vorige studente en die dogter van 'n goeie familievriend, het 'n baie ouer verloofde gekies en saam het hulle 'n reeks ernstige komplikasies en persepsies van mense in die gesig gestaar. Hulle wou 'n troue hê wat die werklikheid erken en hulle drome en begeertes weerspieël. Nou, wie is beter om die kompleksiteit van hulle verhouding te navigeer?
en te lei, as die skoolhoof wat jou al baie jare ken en respekteer. Nou ek is 'n bietjie ouer as 73 en ek wou nie regtig en was ook nie baie gretig om dit te doen nie. Maar niemand kan nee sê vir Gabby nie. Om 'n skoolhoof te wees beteken ook om 'n hoofpaviljoen sitplek te hê. Nie net by troues en grade plegtighede nie, maar om te deel in die trots van ons leerders se vele prestasies en suksesse. Sondag, die volgende dag, was anders. Ek het Crystal Donna Roberts, 40 jaar oud, wat vroeër van dese maand aan kanker van die bors oorlede is, geken sedert sy in 1998 na graad 8 gekom het. Haar gedenkdiens was in die Operahuis by Aardskyp in Kaapstad en is deur die filmbedryf aangebied en bygewoon. Crystal het 'n stralende persoonlikheid gehad, gekomplimenteer met 'n innerlike en uiterlike skoonheid, 'n nederige, lewende gees, wie se lag altyd vriendelik was, as ook aansteeklik. Sy was in meer as 800 episodes van Arendsvlei op Kyknet en is in baie toneelstukke as ook rolprente, waaronder die veel bekroonde Kretua, sy die hoofrol vertolk het, om dan in 2017 die SAFTA beste aktrise toekenning dan ontvang het. Maar saam met dit ook 'n uitnodiging na Frankryk by die Cannes filmvieringe waar erkenning gegee word. Ek was mal oor haar openhartigheid. Haar woorde op 'n stadium met die siekte wat sy onderlede gehad het, die kanker, het sy so gereageer. My borste was siek, hulle moes gaan. Ek kon dit hanteer, maar my hare, as u kyk na die klankopname van hierdie brief, die beeldsending daarvan, sal jy gou verstaan hoe sentraal haar hare in haar dramatiese persoonlikheid was. Verskoon dat ek hierdie persoonlike verhale en gebeure met u deel, maar dit het my naweek oorheers. Selfs 10 jaar nadat ek as skoolhoof afgetree het, word ek deur dit gekonfronteer en beleef ek dit nog steeds. Eens 'n skoolhoof, altyd beskikbaar vir gebruik en oorgebruik. Hoeveel begrafnisse van onderwysers, ouers, leerders het jy, kollega, bygewoon? Hoeveel gedenktekens het jy by die skool gereël en hoeveel lofprysinge het jy aangebied? In Suid-Afrika is dit deel van 'n skoolhoof se posomskrywing. Net soos die hantering van die polisie, die buurtwag, die konstruksiemafia, die bendeleiers. En nou blyk dit ook dat die beskermingsnetwerke mee gekonfronteer word om leiding te gee. Dit is nie 'n gewone lewe nie. As ek terugkyk na dissiplinêre kwessies in 'n besige kosskool, kan ek 'n topverkoper skryf. Jy kan ook. Die probleem is net dat as ons dit skryf soos wat dit gebeur, daardie boek verban sou word vir wat daar geopenbaar sal word. 'n Noodsaaklikheid om jou deur elke buitengewone week te kry, is die vertroostende teenwoordigheid en die luisterende oor van jou sielsgenoot, jou vrou, jou man. Soveel van ons nog
ten spyte van vertroulikheid en konfidensiële respons, ons dit tog nodig het om met iemand te praat en jou vrou, jou man, dit is dalk die persone wat in daardie rol tree. Om in die geselskap van 'n betroubare afrigter of mentor af te lei, gewoonlik 'n oud kollega of skoolhoof, wat dit ook alles gesien het, help 'n mens om die stres wat elke week jy mee gekonfronteer het, te onderbreek en baie kere te verlig. Om 'n skoolhoof te wees, het 'n diepgaande impak op my lewe gehad. Dit is 'n rol wat veel verder strek as die grense van hierdie groot heining wat 'n skool omring. 'n Rol wat geduld, empatie en begrip verg. Maar een wat homself verweef in die struktuur van die gemeenskap wat jy dien. Ek weet jy verlang na 'n gewone lewe, maar skoolhoofskap het jou 'n besonderse doel, betekenis en vreugde gegee. Dankie dat jy, kollega, buitengewoon is.